Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Baie welkom aan elkeen wat ingeskakel het by vandag se Kruispad se aanlyn erediens. Vandag is nie sommer 'n gewone Sondag nie, want dis Moedersdag. 'n Emosionele dag vir baie van ons oor verskillende redes. Sommige van ons se moeders leef nie meer nie. Sommige van ons ken nie ons biologiese moeder nie. Van ons wil graag 'n moeder wees, maar wag nog steeds dat daardie begeerte vervul word. Sommige van ons dra die seer van 'n moeilike verhouding met hulle ma. Maar een ding weet ons Hemelse Vader, hy sien en hy ken elke hart. En ek glo dat hy vandag 'n besondere boodskap vir elkeen van ons het. Nie net vir die moeders nie, maar ook vir die mans wat luister. Maar spesifiek vir die vroue, met of sonder kinders, het God iets spesiaals op sy hart vandag. Kom ons raak stil en stel ons harte in vir die ontvangs van God se woord. Onse Vader wat in die hemel is, praat met ons vandag deur u woord en deur u gees, sodat die storie van ons lewe u naam sal verheerlik. Amen. Voordat ons uit die Bybel lees, wil ek eers vir jou vra, hoekom luister jy na boodskappe uit God se woord? Ek hoop jou antwoord is dat jy God se stem wil hoor en dat jy geestelik wil groei. En mag dit dan die rede wees dat jy in gehoorsaamheid sal reageer op dit wat jy vandag gaan hoor. Vandag lees ons uit die Ou Testamentiese boek Rigters. En spesifiek oor die profetes Debora. Ek kan mos eintlik nie anders as om op Moedersdag 'n vrou te gebruik om ons te inspireer om volgens Jesus se wil vir ons lewe te leef nie. En die Bybel sê ook baie duidelik in Romeine 15 dat die verhale in die Ou Testament opgeteken is sodat ons kan leer uit die geskiedenis van God se volk. Maar voordat ek uit Rigters 4 en 5 gaan lees, wil ek graag vir jou 'n prentjie skets van wat op daardie stadium in Israel aan die gang was. Nou ons lees dat almal in daardie tyd gedoen het wat reg is in hulle eie oë. En die sin wat seker die meeste in hierdie hoofstukke in Rigters verskyn, is dat Israel weer gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. En asof geestelike afvalligheid nie genoeg negatiewe gevolge het nie, was arme Israel se vyande baie sterker as hulle. Die dorpe is gereeld deur hulle vyande aangeval, en daar was geen man wat opgestaan het om leiding te neem en terug te veg nie. Die land was nie net fisies in 'n baie slegte toestand nie, maar geestelik was hulle ook totaal en al van die pad af. Paulus het in die Nuwe Testament baie geskryf oor mense wat geestelik verdwaal is. En
Hy sê ook dat dit al hoe erger gaan word soos die jare aanstap. So, dis nie net 'n Ou Testamentiese probleem nie. Ons weet presies wat Paulus bedoel as hy sê, mense gaan selfsugtig raak. Mense gaan geldgierig word. Hulle gaan grootpraterig en verwaand wees. Hulle gaan beledigend teenoor hulle medemens raak en ongehoorsaam aan hulle ouers. Ondankbaar en ongodsdienstig. En ons sien dit vandag in ons eie land, in ons eie dorpe en selfs in ons eie huise. Dit is eintlik 'n donker prentjie waar die waarheid relatief geword het. Reg en verkeerd beteken nie meer vir almal dieselfde nie. Angs en depressie is iets waarmee al hoe meer mense stoei. Ons is en voel ook nie meer veilig nie. Gesinne val uit mekaar. Kinders weet nie wie hulle is nie, want niemand wys vir hulle wie God is nie. So wat sê dit vir ons geestelik? Ons leef in 'n wêreld wat soekend is. 'n Wêreld wat verlore is en wat vasgevang is in duisternis. Maar daar is goeie nuus in die woord van die Here. Kom ons lees Rigters 4 vers 5 tot 9. Debora, die vrou van Lapidot, was op daardie stadium die leier van die Israeliete. Sy was ook 'n profeet. Sy het altyd onder die palmboom van Debora tussen Rama en Betel in die berge van Efraim gesit. Daar het die Israeliete na haar toe gekom om raad te vra en om hulle te help om hulle probleme op te los. Op 'n dag het sy vir Barak uit Kedes in Naftali laat roep. Hy was Abinoam se seun en sy sê toe vir hom, hierdie opdrag wat ek nou vir jou gaan gee, kom van die Here af. Maak vir jou 10.000 soldate bymekaar uit die stamme van Naftali en Sibelon en trek met hulle na die berg Tabor toe. Ek sal Sisera, die hoof van Jabin se weermag, met al sy strydwaans en sy soldate teen jou laat uittrek om teen jou oorlog te maak by die spruit Kison. Maar ek sal hom in jou mag oorgee. Toe het Barak haar geantwoord, ek sal op een voorwaarde gaan, en dit is dat jy saam met my gaan. So nie, bly ek net hier. Dit is goed so, het Debora gesê, ek sal saam met jou gaan. En wat het toe gebeur? Die Here het Israel se vyande verslaan en in hulle mag oorgegee. Presies soos wat Debora gesê het, gaan gebeur. En in hoofstuk 5 lees ons 'n lied wat Debora en Barak gesing het. Hulle sing, toe Israel se leiers voorloop, het die volk hulle vrywillig en met blydskap gevolg. Prys die Here. Leiers het ontbreek in Israel totdat ek, Debora, opgestaan het. Ek, 'n moeder in Israel, opgestaan het. Die woord van die Here gee altyd hoop. Maak nie saak hoe donker die prentjie van die wêreld lyk nie. Debora was 'n sterk vrou wat baie dinge kon doen, maar die belangrikste was dat sy 'n verhouding met God gehad het. Sy was die volk se regter, maar ook hulle geestelike moeder. En sy was die een wat 'n man Barak laat opstaan het om sy rol te vervul wat die Here vir hom uitgesit het, om die weermag te lei. Debora was egter so 'n standvastige vrou, dat Barak nie kans gesien het om die weermag te lei as hy nie saamgaan nie. Hy het nie genoeg vertroue in homself of in die situasie gehad nie, maar hy het respek gehad vir Debora se verhouding met God. En Barak het geweet, waar Debora gaan God se stem saam. Sy het mos immers die boodskap van God aan hom oorgedra. So, Barak het geweet, hy moet eerder op God se teenwoordigheid staat maak,
as op sy eie mag en krag. En die Here het vir Debora gebruik om vir Barak weer in aksie te sit. Daar staan nêrens in Rigters of Debora kinders van haar eie gehad het nie. Maar sy het haarself die moeder van Israel genoem. 'n geestelike moeder wat opgestaan het en voorgeloop het deur haar voorbeeld. En dit het veroorsaak dat die res van die volk, soos die teks sê, haar vrywillig en met blydskap gevolg het. Israel het 'n donker tyd beleef in Debora se tyd. En hulle beleef vandag steeds 'n donker tyd. Ons beleef ook 'n donker tyd in ons eie land en in ons eie dorpe. Maar Jesus het in Johannes 8 vers 12 gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En in Matteus 5 sê Jesus vir sy volgelinge, julle is nou die lig vir die wêreld. En dan gee hy vir ons 'n opdrag en hy sê, en ek kan dit uit my kop uit, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. My ma het daardie teks vir my keer op keer geleer, toe ek klein was. Debora se lig het nie uit haarself gekom nie. Sy was 'n vrou wat gekniel het voor God. En die lig wat sy oor Israel geskyn het, was God se lig. Die lig wat honderde jare later in volheid aarde toe gekom het in die liggaam van Jesus. Die lig vir die wêreld. Dit is dieselfde lig wat vandag deur jou en my skyn wanneer ons vir Jesus volg. Debora se storie wat opgeteken is in Rigters verheerlik ons koning se naam. In 2 Timoteus 1 lees ons dat Paulus oortuig was dat Timoteus se ouma Louise en sy ma Eunice se geloof aan Timoteus oorgedra was. Paulus praat nie van hulle loopbaan of hulle opvoeding nie, hy praat van hulle sterk geloof, want dit het 'n jong man, Timoteus, se lewe gevorm. In hoofstuk 3 staan dat Timoteus van kleins af bekend was met die heilige skrifte. En ons kan met vrymoedigheid aflei dat dit sy ma en sy ouma was wat vir hom die stories oorvertel het. Dit wat Timoteus in hulle eie lewe raak gesien het, het ook sy klein lewetjie van jongs af beïnvloed. En sy geloof het weer 'n impak gehad jare later op gelowiges tot vandag toe. Ons hoef nie Bybelkenners te wees om 'n verskil in ander se lewens te maak nie. Ons moet net 'n persoonlike verhouding met Jesus ons verlosser hê, om 'n impak in mense rondom ons se lewe te maak. Sint Augustinus was een van die grootste kerkvaders en 'n teoloog in die Christelike geskiedenis, maar hy was nie altyd van jongs af 'n gelowige nie. Hy het 'n losbandige lewe gelei. Hy was trots, hy was rebels en hy het vir jare sy ma se geloof uitgelag. Hy het selfs gebid, Here, verander my, maar nog nie nou nie. En hoe het sy ma daarop reageer? Sy het aangehou om vir hom jarelang te bid, elke dag, en soms met baie trane. Maar sy het nooit moed opgegee nie. Selfs toe 'n priester vir haar sê, los hom nou eers 'n bietjie, laat hy sy eie pad stap, het sy geantwoord, God sal hom nie los nie, want ek los nie vir God nie. En toe Augustinus 31 jaar oud is, het hy tot bekering gekom. Hy het sy ou lewe agtergelaat en vir Jesus met alles in hom gevolg. Die ommekeer in sy lewe was so radikaal dat hy 'n invloedryke leier in die kerk geword het. Later het hy van sy ma gesê, sy het my in die wêreld gebring en deur haar gebede is ek weer gebore. Dis wat gebeur wanneer 'n ma
haar geestelike rol vervul. Of ons nou kinders het of nie, van ons eie of nie, elke vrou, selfs elke man, is geroep om geestelike leiers te wees, in hulle huise, in ons gemeenskappe en ook in ons land. En nou wil ek vir jou sê, jy moet toelaat dat jou lewensverhaal, jou storie, God se naam verheerlik. Jesus is ons koning, ons het dit op Palmsondag getuig. Hy is die een wat lewe gee, en as hy die bron van die lewe en die lig in jou lewensverhaal is, dan roep hy jou ook om vandag lig vir die wêreld te wees. Moenie twyfel of God jou wil gebruik nie. Moenie twyfel of hy jou kan gebruik nie. As jy wedergebore is in Christus, is jy net soos Jesus in staat om lig in 'n donker wêreld te wees. Dis eintlik nie opsioneel nie, dis 'n opdrag van Jesus in Matteus 5. Daarom staan op soos Debora, staan op soos Timoteus se ma en sy ouma, staan op soos Augustinus se ma en wees 'n geestelike moeder of leier in jou huis, in jou dorp en in jou land. Kom ons luister hoe Juanita Du Plessis sing, Wees lig. Om die vuur te wys wat binne jou brand. Jou lewe is die padkaart wat die weg wys na die beloofde land. Jou hande wys sy liefde wat gebroken is met troos omvou. Jou voete los die spore van die waarheid vir almal agter jou. Wie sal hy kan stuur om sy lig te wees? Wie's bereid om die sout vir die wêreld te wees? Dis ek en jy, wees lig. Wees 'n lig wat in die donker skyn. Lig, laat die duisternis verdwyn. Wees lig, soos 'n lamp wat lig verander gee. Lig, wees lig, elke tree. Sonder woorde kan jy die Bybel vir die wêreld wees. En hoe jy lewe lê, die verhaal wat ander tussen die lyne lees. Wat doen jy vandag om jou naaste in liefde te dien? Wat doen jy vandag sodat almal Jesus in jou oë kan sien? Sal hy jou kan stuur om sy lig te wees? Is jy bereid om die sout vir die wêreld te wees? Staan op en kom, wees lig. Wees 'n lig wat in die donker skyn. Lig,
Vader, gebruik ons lewe om U te verheerlik en U naam bekend te maak oral waar ons gaan. Amen. Mag elke ma, soos Deborah, opstaan en sê, ek sal lig wees en ek sal sing vir die Here. Ek sal lei soos hy my lei. Wie sal hy kan stuur, vra Johanita, om lig vir die wêreld te wees, sodat die duisternis kan verdwyn? Steek vandag jou hand op. Jesus maak jou gewillig. Hy maak jou bekwaam. Groetnis tot 'n volgende keer. Totsiens.